Dit is my moeilik, want ons moet alles kort hou, maar ek dink dit sal nodig wees om net so 'n klein bietjie agtergrond te gee. 15 September 2000 tree ons toe tot die bediening van die Volle Evangelie Kerk Vigard Park op die hoek van Hurley en van der Linde, hier waar ons vanoggend is. Ek is 28 jaar en 5 dae oud. Blinda 29 en ons het 'n klein Petertjie van bykans 3 jaar aan ons sy. Ons was verseker nie bevoegd om vir hierdie groot God in sy akker te kom werk nie. Maar toe ons sy stem hoor, soos Jesaja van ouds, wie sal ek stuur en wie sal vir my gaan, het ons sonder enige aarzeling in harmonie gesê, hier is ons, stuur ons Here. As ons dink aan die afgelope bietjie 25 jaar, dan is daar 'n spasie waarin ek kan terugkyk en kan sê, hierdie is my familie. Ek is veilig hier. Ek kan kaalvoete loop, ten spyte van my eie swakhede. Ja, daar was dorings en dissels, maar hierdie familie het nooit klippe bymekaar gemaak om my swakhede in die openbaar te stenig nie. En daarvoor sê ek ook dankie aan ons Heilige Gees wat die hart en die karakter van hierdie gemeente saamgevoeg het, gevorm het, meer as enige ander familie, net vir ons en net vir die spasie. Daar het baie gebeur nadat ons hand opgesteek het, want bekwaam was ons nie, maar God bekwaam die wat hy roep. Belinda het somme baie vinnig begin met haar studies in sielkunde aan die Universiteit van die Vrystaat, sonder die volkome prentjie van hoe God haar gaan gebruik in hierdie gemeente en gemeenskap. Hy het 'n ander roete met my gestap, alhoewel ek ook gaan studeer het by die universiteit, nagraads, het God in 2007 profeties deur Dr. Nico van der Merwe, wat op daardie stadium op ons kerkraad gedien het, te sê dat hy kan nie slaap in die aand vanweë ons besoldiging nie, maar hy wil hoor of ek nie soos 'n tentmaker sekulêr sal gaan werk nie. Min het ek geweet dat dit deel was van 'n baie groter universiteit, vir 2 jaar in die sekuriteitsindustrie gewerk en die arbeidsreg op die punte van my vingers leer ken. Daarna vir 2 jaar in 'n bemarkingsspasie, omdat God reeds geweet het, hoe gaan alles verander in 2013. As ek dink aan al die hoogtepunte, dan is hierdie diens in die 10 minute my toegestaan te kort. As ek moet dink aan al die wonderwerke wat ons aanskou het in die meer as 25 jaar, is hierdie 10 minute te kort. Ek wil nie eers iets uitsonder nie, maar een ding wat ek weet is, God was hier, teenwoordig. In 2013, Dinsdag die 9de Januarie, het ek in daai bidkamer gebid en kinderlik opreg vir die Here gevra, of hy nie net sal wys dat hy in my en Belinda se bediening teenwoordig is. Ek het die vorige oggend het ons roetine begin en ek moes vir klein Eben
nou die dagstorg toe neem en hy was ewig genee om te gaan, want hy het nie eintlik geweet wat dit inhou nie, maar die dinsdagoggend toe wou hy nie gaan nie. En ek het my hand so gemaak en swientjies op sy lyf geplak en hom gekielie. Hy het ontspan en ek het vir hom gesê, onthou, jou lyfie is vol swientjies geplak, papa is by jou, die hele dag. En hy het opgestaan en hy het gegaan, en daai oggend toe bid ek hier, en ek vra vir die Here, wil U nie net swientjies op ons lyf plak nie, dat ons net weet U is by ons, wil U nie net iets doen nie. Daai oggend tussen 11 en 12, gee 'n onbekende oom die huis oor kan die pad. Verergerlik, toe ek vir hom vra, kan ons 'n 5 jaar of 'n 10 jaar hier kontrak aangaan, sê hy, my prokureur sal julle bel vir die oordrag. Daar het alles verander. God het 'n groter plan. God het altyd 'n groter plan as wat ons kan sien of kan dink of kan verstaan. Hy het 'n groter plan met jou. Hy het 'n groter plan met elkeen van sy kinders. En ek wil julle aanmoedig om, soos wat ek gemaak het, kinderlik te bid en te sê, Here, ek wil net U vingerafdrukke in my lewe ervaar. Ek wil net sien, is U deel, en ek kan 'n waarborg vanoggend uitreik en sê, God sal jou nie faal nie. God sal jou nie teleurstel nie. Ek kan nie in 'n diens of in 10 minute alles sê wat ek moet sê nie. Huidiglik het ons soveel as 25 voltydse werkers in hierdie bediening wat eintlik 4 takke het. Dis die gemeente, dis die kleuterskool, dis die kinderhuis en die kampusgemeente in De Wetstorp. Ons het 26 kinders in wie se lewens ons onbaatsigtig werk en investeer om vir hulle 'n toekoms te skep. Ons sal dit nie alleen kan doen nie. Ons kan niks in hierdie spasie van 25 oproep en sê, dis ons te doen nie. Al die lof en al die eer en al die aanbidding en al die majesteit en heerlikheid aan ons hemelse Vader. Ek wil afsluit met Paulus se woorde in Hebreërs 11, daarvan vers 33 af, wanneer hy sê, o diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik is sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee dat dit hom vergelde moes word? Maar uit hom en deur hom en tot hom is die heerlikheid tot in alle ewigheid. En wil ek afsluit met een van die pilare van ons geloofsharte. En jy kan dit gaan oplees en nalees. My hart resoneer en is 100% kongruent met die pilare van ons as protestantse kerk, wat deel vorm van die liggaam van Christus oor die lengte en die breedte van hierdie aarde. En jy kan gaan kyk, wat is die 5 uitsprake of die 5 solas. Maar ek wil afsluit vanoggend met Soli Deo Gloria. Die een pilaar wat die som totaal van die mens se lewens reflekteer, aan God al die eer. En kom ons gee vir die Here 'n handeklap. Baie dankie. Ons het nou vanoggend elkeen, soos wat Bernard klaar gesê het, so klein 10 minute, net om so 'n bietjie terug te kyk oor die 25 jaar waarvan ons die voorreg gehad het om deel te wees van die 50 jaar van hierdie gemeente. En voordat ek my klein oombliekie gaan gebruik, wil ek net eers sê,
baie dankie vir elkeen wat deelgeneem het aan gister se groot gemeentefees. Ek dink ons moet eers net toelaat dat die familie vir hulle self 'n groot handeklap gee. Toe Hansie en Goompie en die ander manne die vleispotte indra, die Therapia vleispotte, nie die vleispotte van Egipte nie, toe staan ek daar by Goompie in die saal se deur en ek kan sien hoe my boetie hom verlustig in die heerlike feesatmosfeer. En hy sê seker 3, dalk 4 keer vir my, dis die mooiste gesig en die lekkerste lekker om hierdie liefde, hierdie gesellige atmosfeer te sien en te geniet en te sien hoe heerlik almal eet. En ek wil nou vanoggend oor dit sê en oor die 25 jaar in hierdie gemeente, hoe lieflik is dit dat broers saamwoon, sê die woord van die Here. Dis soos die salfolie wat van die baard van Aaron afdrup. En mag ons liefde, as Jesus vertoef om te kom, in die tyd wat voorlê, net hegter en dieper word. Ek wil vanoggend Paulus se woorde leen uit Filippense 1, vers 3 tot 6. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. En ek bid altyd deur in al my gebede vir julle almal met blydskap, oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Om in die triespieeltjie te kyk, het 'n tweeledige doel. Dit is 'n aanduiding van die pad wat ons al reeds afgelê het. En dit gee bevestiging dat jy veilig vorentoe kan beweeg. Moses moes die Israeliete gereeld tot halt roep en hulle gedwing het om terug te kyk en te sien hoe ver die Here hulle reeds gelei en beskerm het. Hy stel dit so mooi in Deuteronomium 1 vers 30 en 31. Die Here julle God wat voor julle uittrek, hy sal vir julle stry, net soos hy voor julle oë met julle in Egipte gedoen het en in die woestyn, waar jy gesien het hoe die Here jou God jou gedra het, soos 'n man sy seun dra, op die hele pad wat julle getrek het, totdat julle by hierdie plek gekom het. Wanneer ons terugkyk oor die 25 jaar in die Therapia familie, is daar geen ander manier om dit te stel nie. God het ons gedra, soos wat net 'n vader sy kind kan dra. Hy het ons gebring tot waar ons vandag is. Daar was hoogtepunte en ook donker skaduwees op die pad. Wanneer ons vir oomblikke op die kruin van voorspoed en sukses kon beweeg, was daar in ons harte 'n diepe bewustheid dat net God ons voete kan maak soos die van 'n ribbok. En net hy kan ons op hoë plekke veilig laat loop. En dan kon ons as familie vreugdevol uitroep aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. In die tye waar donker skaduwees ons in vrees en angs toegevou het,
het ons geleer dat selfs daarin was die Here onse God getrou en regverdig. Sy stok en sy staf het ons beskerm en gedra. Hy het ons in hierdie tye geonderrig en geleer. Sy oog was altyd op ons almal. En daarom is al ons herinneringe in die Therapia familie vir my soos 'n goed gebruikte padkaart. Dit vertel die storie van ons familiereis saam met Jesus. Dit gee bakens en rigtingwysers langs ons pad. Die mooi en positiewe herinneringe skep 'n veilige plek waarheen ons almal kan terugkeer wanneer ons onseker, angstig of bekommerd voel. Dit herinner ons aan wie ons werklik is. Dit anker ons opnuut in die onmeetbare liefde van Jesus en laat ons veilig en geborge voel. Wanneer ons weet wie ons in Christus is en waar ons behoort, kan ons veranderinge en uitdagings baie makliker trotseer. Daarom is my dankbaarheid teenoor ons hemelse Vader onuitspreeklik groot vir ons Therapia familie. 'n Klein stukkie van God se liggaam, gebou met liefde, wat vir elkeen van ons 'n tuiste vorm, waar kosbare herinneringe gemaak kan word. Lewenslesse geleer kan word. Verdraagsaamheid en vergifnis geoefen kan word. Die liefde van Jesus gevoel kan word. Die onbeskryflike groot genade van God ontdek kan word en die krag van die Heilige Gees ervaar kan word. Ekskuus tog. Daar is 'n aanhaling wat lei, om 'n plek te hê om heen te gaan is 'n huis. Om iemand te hê om lief te hê is 'n familie en om albei te hê is 'n wonderlike seën. Ek kan vanoggend met opregte eerlikheid sê, in 25 jaar was ek nog elke keer bly as iemand gesê het, kom dat ons na die huis van die Here gaan. En vanoggend loop my hart steeds oor vir die kosbaarste mense om lief te hê. En is ek ons hemelse Vader ewig dankbaar vir die grootste seën hier op aarde om aan die liggaam van Jesus Christus te mag behoort. I love this family of God, so closely knitted into one. Die Therapia familie was die veilige plek waar ons kinders kon laat groot word en hulle kon speel met al die ander gemeentekinders. So op 'n bietjie ligter noot, as ons kinders dalk hier en daar 'n vreemde gewoontetjie het, weet hulle dit nie in die pastorie geleer nie. Ek sal die Vader ewig dankbaar wees dat my grootste gebed, droom en wens in hierdie veilige huis waar geword het. Dat ons kinders Jesus kon kies as hulle verlosser, saligmaker en koning. Dit is 'n genade en 'n alles oortreffende groot seën, want dikwels kry kinders wat in die bediening groot word so seer, dat hulle niks met die kerk te doen wil hê nie. Ekskuus. Uit my hart uit, my grootste dankie, dat ons Therapia familie die grond vorm,
waarin ons almal se kinders, sonder uitsondering, gewortel en gegrondves kan word in die liefde van Jesus Christus en kan opgroei soos palmbome in die voorhowe van onsse God. Kom ons bid saam dat hulle selfs in hulle gryse ouderdom nog vrugte sal dra, dat hulle vrugbaar en groen sal wees om te verkondig dat die Here reg is, ons rots en ons heil. Moses bely in Deuteronomium 3 vers 24, Here, Here, U het begin om U knegt U grootheid en U sterke hand te laat sien, want watter God is daar in die hemel en op die aarde, wat sulke werke en sulke magtige dade kan doen soos U. En tereg kan ons ook vanoggend hierdie belydenis luidkeels uitroep. Oor die afgelope 25 jaar het ons die sterk hand en die kragtige arm van die Here onse God eerstehands aanskou en beleef. Ons het gesien hoe dat kanker verdwyn, hoe dat ongebore babas in die moederskoot genees is, hoe dat terminale hartstoestande genees is, hoe dat daar genesing in die bloed van Jesus is vir enige siekte toestand, hoe dat God om vrugbaarheid omkeer en babas gebore laat word, waar dokters gesê het dit is onmoontlik. Ons het gesien hoe dat God versoening in huwelike bewerk, hoe dat God werk voorsien, brood laat reën en die sluise van die hemel ooptrek. Ons het reëse sien tuimel, deure sien oopgaan en die vyand sien vlug. Ons het gesien dat God die 99 los om die een te gaan haal. Ons het gesien hoe dat die Heilige Gees mense wederbaar en hoe dat sondaars opstaan in 'n nuwe lewe saam met Jesus Christus. Ons het geleer dat geloof berge kan verskuif, dat gebed ons grootste wapen is, dat die woord die absolute onbetwisbare waarheid is en dat geen ding vir God onmoontlik is nie. Ons kyk vanoggend terug en dank God vir hierdie familie van ons, wat 'n veilige ruimte geskep het en steeds skep, waar ons saam kan lag en speel, maar ook kan leer van God se grootheid en krag. 'n gesin wat saam kan bid en glo dat God altyd deur net goed is. 'n akker waarin ons kan saai en gee en sien hoe dat God laat groei en laat vrug dra. 'n spasie waarin ons kan droom en werk en groei tot eer van sy groote naam. 'n familie wat kan opskuif, vergewe, lief hê en verdra. Want God is liefde en wie lief het is uit God gebore. 'n plek waar ons kan glo en behoort en kan lief hê sonder grense. Want geloof, hoop en liefde, die grootste hiervan is die liefde. 1 Samuel 7 vers 12, kom Samuel en ons lees, toe het Samuel 'n klip geneem en dit opgerig tussen Mispa en Sen en dit Ebeneser genoem en gesê, tot hiertoe het die Here ons gehelp. Hy sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie. En daarom kan ons ook vanoggend vir mekaar sê, ons kan die toekoms met sekerheid binnegaan. God is met ons. Ek wil afsluit vanoggend en mag dit nie net die gebed van my hart wees nie, maar ook die gebed van elkeen van ons Therapia familie se harte. Hebreërs 12 vers 1 en 2. Daarom dan, terwyl ons 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman
en die volëinder van ons geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het, sodat ons vanoggend vir mekaar kan sê, the best is yet to come. Baie dankie. Sjoe, familie, ek hoop ek kry gepraat, as ek bietjie sukkel, vergewe my. Soos papa en mamma gesê het, September 2000, toe is ek 'n volle jaar en 11 maande oud. En ek het so hard gedink, wat deel ek oor 25 jaar, want hierdie familie is al wat ek geestelik ken. En die fotoalbum is so vol, dat dit regtig nie in 10 minute gaan inpas nie, want gemeentelede se kinders het ons geleer dat sokkerballe loodglasvensters kan breek, dat die portaal se ceilings nie die gewig van 'n mens kan dra nie, dat allerhande verskillende dinge. En ek het lank gedink en regtig gebid oor wat deel ek vanoggend rondom die Therapia familie, want daar is so baie om te deel. Hierdie gedagte het by my gebly deur die tyd, en ek het dit gisterand gedeel, maar ek wil dit weer deel, want dit sluit aan by my gedagte vir vanoggend. Martin Luther het gesê, where God built the church, the enemy will also build a chapel. En toe ek die eerste keer lees, toe dog ek eers, dit is nogal 'n gewaagde stelling vir iemand wat ook in die kerk is, deel van die kerk is. Maar hoe meer ek oor dit begin dink het, hoe meer het ek verstaan dat God se plan met die kerk nooit was om die evangelie binne die 4 mure van 'n gebou toe te sluit nie. En so ek wil een herinnering deel, toe ek so in my tienerjare was, het papa 2 bordjies laat maak, wat bokant die deure in die portaal was, wat gelees het, hier verlaat die kerk die gebou. In die oomblik het ek dalk nie die totale omvang daarvan verstaan nie, want ek het gedink, hierdie is kerk. En so, paar jaar terug, sit ek by die Here se voete en ek bid regtig, Here, deel die visie van die Therapia familie met my, waaroor gaan kerk werklik waar? En terwyl ek 'n preek kyk waar die pastoor vertel van 'n 16-jarige seun wat gedoop is, toe besef ek, alhoewel die Here ons vertrou met 'n wonderlike gebou hier in Figart Park, is dit nie die kerk nie. En hy deel met my 1 Petrus 2 vers 5, wat ook ons gemeente visie is, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Familie, vanoggend is die goeie nuus, geen kerkgebou op hierdie aarde is groot genoeg om die goeie nuus van Jesus Christus in toe te sluit nie. Dit is, ek glo dat die Heilige Gees hierdie gedagte met my gedeel het, en so ek gaan nie my volle 10 minute opgebruik om 'n boodskap te deel nie, maar ek wil vanoggend so 'n bietjie die lig skyn op wat se kerk Jesus hier in Figart Park kom bou het en steeds bou. En so, as ek terugkyk oor 25 jaar en ek moet vra waar het dit begin, dan onthou ek van die memories so 'n bietjie meer vaag weg, want ek dink nie mense onthou so goed van 'n jaar en 11 maande af alles nie. Maar, soos papa het gesê het dit begin, soos die Engelse gesegde sê, charity begins at home. En sonder lewende boustene is die kerk van Jesus Christus nie moontlik nie. Baie dankie vir elkeen van julle wat hierdie tyd saam met ons uitgekoop het. Ons waardeer dit opreg. Ons wil julle egter 'n groot guns vra. Gaan like en volg ons op sosiale media.
sodat jy nie uitmis nie. En dan as jy wil weet hoe jy betrokke kan raak by die Therapia familie, gaan na ons webblad by therapia.co.za. Daar sal jy al die inligting kry wat jy nodig het. Ons missie is om siele te wen vir die koning van alle konings. En so ons nooi jou uit, word deel, word betrokke as jy in die omgewing is, kom kuier. En van ons kant af, wees so geseënd en baie liefde van die Therapia familie se kant af. Baie dankie vir elkeen van julle wat hierdie tyd saam met ons uitgekoop het. Ons waardeer dit opreg. Ons wil julle egter 'n groot guns vra. Gaan like en volg ons op sosiale media, sodat julle nie uitmis nie. En dan as jy wil weet hoe jy betrokke kan raak by die Therapia familie, gaan na ons webblad by therapia.co.za. Daar sal jy al die inligting kry wat jy nodig het. Ons missie is om siele te wen vir die koning van alle konings. En so ons nooi jou uit, word deel, word betrokke as jy in die omgewing is, kom kuier. En van ons kant af, wees so geseënd en baie liefde van die Therapia familie se kant af.